Kyk net al die vleis en heerlike groentes. Vriende, welkom by nog 'n aflewering van Kosmeester Kortes. Vandag is 'n groot dag vir ons. Ons het 5000 YouTube subscribers. Ons is baie dankbaar daarvoor. Ons is al oor die 16000 Facebook subscribers, amper 2000 Instagram en al amper 4000 TikTok subscribers. En vandag maak ons 'n gereg om hierdie grootse geleentheid te vier. So vandag het ek gedink, gaan ek net teruggaan na my wortels toe, naamlik eenvoud, lekker, tradisionele Suid-Afrikaanse kos. En ek kan vir jou beloof, hierdie resep wat ek vandag vir jou gaan maak, is een van daai treffers wat jy oor en oor gaan maak, want dit is net dood eenvoudig, verruklik en baie lekker. Min moeite, min bestanddele en ook koningskos. Vandag maak ek vir julle 'n skaapskenkelpastei, soos ons dit daar op die plaas gemaak het. Om die waarheid te sê, hierdie resep het ek by my skoonsister Naomi gekry. Naomi, baie dankie vir hierdie resep. Ons is mal oor hierdie resep en ek moet sê, as jong tienerseuns in hierdie huis kom, is dit minute en hierdie pastei is op. So lekker is hy. Vir hierdie resep het ons net die volgende paar goedjies nodig. Ons het 4 sulke allerlieflike lamskenkels nodig. Die heel skenkels maak dit net baie makliker as die gesnyde opgesaagde skenkels. Daarom dat ek dit gebruik, maar 'n gesaagde een is net so goed. Ons het 4 skenkels gebruik, soos gebruik nou ook 4 middelslag uie wat ek opgesny het, soos wat julle daar kan sien. Dan het ek so 3 hoenderaftreksel blokkies daar. Mutton werk natuurlik net so lekker. En hierdie is 'n resep van 4. Ons gaan nou 4 groot aardappels as groente gebruik wat ek in blokkies gaan opsny. 4 groterige wortels wat ek in ringetjies gaan sny. Ons gaan ook so 'n leksel knoffel hier in die begin van die resepie bysit. En dan natuurlik saam met die groente sommer net heerlike bevrore mielies en ertjies. En dan gaan ons hierdie heerlike vleismengsel later met hy mutton en veg soppoeiertjie bind, waarna ons die puff pastry gaan opsit en hierdie resep tot absolute perfeksie gaan gaar maak. Ons begin onmiddellik deur die oond op 180 grade Celsius te sit sodat hy warm word terwyl ons gou die kos voorberei. Ons gaan onmiddellik begin deur 3 koppies water in ons kastrol te sit. Ons voeg nou ons hoenderaftreksel blokkies by en meng dit lekker deur. Sodra opgelos, kan ons nou ook die uie sommer in daai hoenderaftreksel sit. Ons gaan nou die lamskenkel vat en bo op die uie plaas. Sodra dit gedoen is, kan ons dit nou liggies geur met die braaimeester geur vleisvisserye van Kosmeester Kortes. Vriende, ek kan julle die versekering gee, as jy eers hierdie fees geëet het, gaan jy geen ander pastei op aarde wil eet nie. Nou kan ons ook van die knoffel 3 teelepels hier en daar sit. En al wat ons nou gaan doen is, ons gaan die deksel opsit en dit in die oond sit vir so wat 2 ure, waarna ons groente gaan byvoeg. Vriende, ons gaan nou gou daai skenkels uit die oond haal. Dis nou net so wat 2,5 ure wat dit nou al in is en ons gaan nou gou die groente bysit. O liewe aarde, ek dink dit lyk absoluut fantasties. Ek het in die tussentyd die aardappels en die wortels in blokkies en ringetjies gesny en sommer ook die bevrore groente by. Ons sit dit nou net by soos dit. Ons sit dit lekker onder die vleis. Kyk net hoe sag begin hierdie vleis raak. Ons sit dit nou gou in die oond vir 'n laaste 45 minute, sodat die groente ook lekker sag kan word. Die groente was nou vir so wat 'n uur saam met die vleis in die oond. Kom ons haal dit uit en kyk hoe lyk dit. Fantasties. Die vleis is doeksag. Wat ons nou gaan doen is, ons gaan die vleis vinnig in ons pasteipan sit en dit begin uitmekaar haal. Soos julle kan sien, werk hierdie tipe vleis baie makliker. Want nadat jy die vleis van die been afgehaal het, is daar net 1 been wat jy hoef uit te haal, eerder as 'n klomp klein beentjies as hierdie nou byvoorbeeld opgesnyde skenkel was. Ons sit nou van die groente by. So wanneer ons groente nou lekker saam met die vleis gemeng is, soos wat ons hierso kan sien, kan ons nou die sous verdik met hierdie heerlike mutton en vegetable soppoeier. Dit sal nou veroorsaak dat ons 'n heerlike, dik, ryk, romerige sous
as deel het van ons pastei se basis. Sodra ordentlik gemeng, kan ons dit oor die vleismengsel sit. Nou gaan ons dit net liggies met 'n vurk deur mekaar maak dat daai lekker sous oral deur die gereg beweeg en dit natuurlik ook heerlik geur. Sodra hierdie vleis en alles reg is, kan ons nou sommer een van hierdie today puff pastry deegies gebruik en dit reg kry vir die gereg. Om te begin gaan ons sommer meel op die oppervlakte gooi en hom net so liggies uitrol. Ons rol nou hierdie puff pastry versigtig uitmekaar. Ons sit nou ook 'n bietjie meel bo-op en kry 'n koekrolle reg. Ons gaan hom net na die kante toe liggies rol, want die deeg is lank genoeg vir ons pan, maar nie breed genoeg nie. Probeer om hierdie puff pastry nou egalig te hou. Ek dink dit lyk lieflik en is nou reg om bo op ons pastei te gaan. Ons gaan nou bloot met 'n vurk hierdie puff pastry lekker vasdruk teen die kante, soos wat ek nou hier doen, en ons sny die oortollige deeg net af aan die kante. Die kan jy nou natuurlik vir kleiner pasteitjies later in die week gebruik. Ons breek gou 'n eier oop in die bakkie, meng dit met 'n vurk, en sodra dit goed gemeng is, kan ons dit oor die pastei smeer. Nou, baie belangrik, voor ons hom in die oond sit, moet hierdie deeg 'n klomp gate ingesteek word. En nou gaan hy in die oond teen 200 grade vir die laaste 20 tot 25 minute. Hou maar 'n oogie oor hom, jy soek hom pragtig goudbruin en baie lekker. Vriende, kom ons haal hy lamspastei in die oond en kyk hoe lyk hy, maar meer belangrik, hoe hy smaak. Ek is nie seker wat julle dink nie, maar ek dink dit lyk briljant. Ons gaan hom nou so 'n bietjie laat afkoel vir 10 tot 15 minute, waarna ons hom kan sny en geniet. Kyk net al die vleis en heerlike groentes. Ek kan nie wag om hierdie fees saam met my familie te geniet nie. Kyk hoe sag is daai skenkel. Dit val eenvoudig uit mekaar uit, vriende. Tot ons mekaar weer sien op Kosmeester Kortes. So ryk en lekker.